Goeiedag geliefde, dis goed om weer saam met jou te wees. Vir my, Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan af. Net dankie dat jy die week saam met ons aanhou stap. En so baie dankie vir elkeen se kommentare ook hierdie week. Dis vir ons regtig besonder om te sien hoe baie mense kommentare los op hierdie spesifieke oordeenkings. Tot dusver het ons gepraat oor ritmes wat ons vorm. Paaie wat soms reg lyk, maar nie eintlik is nie. En ons het gister gesels oor dat Jesus is eintlik die enigste weg. Nou vandag raak ons aan iets wat baie Christene nogals ongemaklik maak of los, want dit tref goeie mense, mense wat graag arbei vir God. Nou as ek jou vinnig iets kan vra, het jy al ooit gevoel, jy doen alles vir God, jy het sekere ritmes en so wat vir jou goed is, maar binne-in voel jy al hoe meer moeg. Nie noodwendig omdat jy afvallig is nie omdat jy ongehoorsaam is of besig is met sonde nie, nee, maar juis omdat jy getrou is, voel jy nog steeds, hoekom is ek nog steeds moeg, wat moet verander? Nou die Bybel gee vir ons 'n baie eerlike prentjie van hierdie situasie. Ons lees dit in Lukas 10, dis die storie van Martha en Maria. Dis 'n storie waar Martha ontsteld raak met haar sussie, wat nie help om kos voor te sit vir Jesus en die disippels nie. Ek dink baie van julle ken dalk daai storie. Sy kom na Jesus toe en sy kla oor haar sussie en sy sê, en dan hier is wat Jesus antwoord. Hy sê, Martha, Martha, antwoord Jesus, jy is oor baie dinge besorg en verontrus, maar net een ding is nodig. Maria het die goeie deel gekies en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. So geliefde, wat gebeur hier? So Martha doen niks, sy doen niks verkeerd nie. Sy dien, sy werk, sy arbei, sy is verantwoordelik, sy is 'n goeie gasvrou, sy onthaal, maar sy is gejaag. Maria aan die ander kant doen iets wat eenvoudig lyk. Sy sit by Jesus se voete. En Jesus sê iets skokkends, hy sê iets eerlik, hy sê net een ding is nodig. Geliefde, hoor dit vandag, hoor dit duidelik, hoor dit mooi. God word nie geëer deur 'n uitgeputte siel nie, 'n oorwerkte siel nie. Jy kan hom dien, maar stelselmatig, stadig, maar seker verloor jy eintlik jou siel, jou hart, jou passie, jou ywer. Jy kan besig wees met God se werk, maar die werk van God in jou begin eintlik agter te bly. Dis hoekom ons praat oor ritmes van genade, nie om minder om te gee nie, maar om te leer hoe om reg te gee. Jesus nooi ons nie net om vir hom te werk nie. Geliefde, hy nooi ons om by hom te wees. Hoor dit, hy nooi ons om by hom te wees. So vandag wil ek jou net vra, ek wil jou vra om eerlik te kyk na jou eie lewe en vir jouself te vra, is ek besig vir Jesus of is ek nog by Jesus? Want ywer sonder teenwoordigheid lei nie na 'n floreerende geestelike lewe nie. Nee, 'n beter manier begin altyd met nabyheid. Môre gaan ons luister na Jesus se besonderse uitnodiging, nie na nog instruksies nie, maar na 'n roepstem van rus. En as hierdie oordeenking vandag met jou praat, los vir ons 'n kommentaar met die woord naby. Ons waardeer julle so baie en dankie vir elkeen wat die oordenkings deel met ander mense. Ons weet nie altyd wie gehelp word, maar weet, dit maak 'n enorme verskil. Wanneer ons 'n oordenking net deel op ons sosiale platforms, iemand gaan dalk verby en kyk hy ding en hulle mag jy dalk nooit eers sê wat 'n verskil dit gemaak het nie, maar geliefde, ek kan vir jou sê, dit maak regtig 'n verskil. So dankie vir elkeen wat die oordenkings deel, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U, en ons sê vir U dankie dat U altyd begin met 'n uitnodiging, kom na my toe en kom rus. En wanneer ons kyk na die storie van Martha en Maria, besef ons dat soms kan ons so besig wees met oënskynlik die regte dinge, maar ons vergeet om naby aan U te wees. En daarom vra ek, Here, dat ons sal rustiger raak in ons arbeid, in ons ywer, daar waar ons vir U arbeid, in ons werksplekke, in ons verhoudings, in ons rolle as ouers, en dalk grootouers, in ons rol as kinders. Vader, oral daar waar ons beweeg, mag ons leer om naby aan U te wees eerste, voor ons probeer ywer om net te doen, want so vind ons siel werklik rus. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.